Geliefdes, wees begroet in die heilige naam van die Here. Halleluja. Ek groet ons die local kerkraad van Klerksdorp, ons pastoor, ons ouderlinge, ons susters, vereniging, julle is gegroet. Ek wil ook groet al die visitors vanoggend. Weet baie keer as jy name noem, dan kom jy nie moeilikheid. Maar jy het nie van my genoem nie. Jy het nie van my genoem nie. Makopie, welkom. Lana, welkom. Abigail, welkom. Je zuster. Zie jullie maar wat terug? De haken klaf is. Maar het is welkom aan die kant. Here, seën julle vanoggend. Halleluja. Nou vanoggend, in hierdie lekker koue weer, wil ek gou 'n kort woord met julle deel. In die heilige teenwoordigheid van die Here. As u Bybel het, wil ek hê jy moet kyk in Markus 10. Presies dieselfde wat pastoor nou gelees het. As hy die gees van die Here vir my gegee het. En wat jy nou lees, toe dink ek, die mense gaan nou sê, ek het niks om te sê nie. En toens, welkom weer. Amen. Halleluja, welkom. Ek sê dan dink hoe die mense gaan nou dink, die man het niks om te sê nie. Look op hier. Wie ek het, die Heilige Gees het my gegee hierdie weer. Dieselfde sak. So, ek gaan dit lees in die Nuwe Lewende Vertaling. En die titel wil ek sê, Don't stop your children. Moenie jou kinders stop nie. Dis die titel wat ek wil gebruik. Hy sê Markus 10 vers 13. Die is die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, ouers het hulle kindertjies na Jesus toe gebring, sodat hy hulle kon aanraak en sien. Maar sy disippels het hulle daaroor aangespreek. Toe Jesus het sien, was hy verontwaardig. Hy het vir hulle gesê, dat die kindertjies toe om na my toe te kom. Moenie hulle keer nie, want God se koninkryk is hier bedoel vir almal wat soos hulle is. Ek verseker julle, wie God se koninkryk nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal beslis nie daarin gaan nie. Toe het hy sy arms om die kindertjies gesit, sy hande op hulle koppe gelê en hulle geseën. U kan die oë toemaak net waar hy is. Heilige Gees, dankie vanoggend vir hierdie lieflike woord. Dit is al reeds geseën. Ek wil vra dat jy nou met iemand sal spreek, dat jy iemand sal oortuig, dat jy iemand se lewe sal verander. In Jesus grote naam. Amen. Beloveds, ek wil begin deur vir u te sê, die rede hoekom julle vanoggend by hierdie kerk is, Christen Gemeente 17 Etlonstraat, is as gevolg van hierdie skrif in Markus 10 vers 13. U is vanoggend hierso omdat of jy bring jou eie persoonlike kind vanoggend, het jy vanoggend hier na toe gebring om ingeseën te word. Of jy is miskien 'n ouma, of jy is miskien 'n vriend. Maar die ding wat vanoggend almal hierso inkom en het, is die kindertjies. Jy kon vanoggend op 'n different plek gewees het, iets anders gedoen het, maar die kindertjies het ons vanoggend getrek. En toen is leeg vanoggend na by Grace, as gevolg van die kindertjies. And that's what we all have in common this morning. So hierso, as die skrif nie in die Bybel was nie, sou ons die kinders ingeseën het nie. As die skrif nie in die Bybel was nie, beteken dit, ons sou nie vanoggend hier gewees het. Maar ons is hierso as gevolg van die kindertjies, wat word ingeseën word. Nou kom ek sê vir wat gebeur hierso. Ouers. Hulle sien dat Jesus is besig om te beweeg op hierdie wonderlike aarde. Hy maak siek mense gesond. Blinde mense se oë maak hy oop. Mense wat HIV of malaats tipe siekte genees het. Maar die snaakse ding in die Bybel, as ek die Gospels lees, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, kry ek nie enigiemand wat die Here vra om hulle te seën nie. Almal wat na Jesus toe kom na Jesus toe met 'n probleem. Wat is jou probleem? Ek was blind gebore. Wat is jou probleem? Nee, ek kan nie sien nie. Wat is jou probleem? Ek het 'n dogter wat half dood lê. Almal wat na Jesus toe
kom in die Bybel in. Kom na die Here toe met 'n probleem. And there's nothing wrong with it because he's a problem solver. He is a problem solver. Ek is hier om vir u te sê, Jesus is a problem solver. Iemand volgens die so sit met 'n probleem, is op die regte plek because Jesus is a problem solver. Jy sien, as hy gesien het jy het 'n probleem, Here het hom geattrek na jou toe because he's a problem solver. Ons sit 'n lied en ons sing, Waymaker, miracle worker, light in the darkness. He gives light where there seems to be darkness. Daar's miskien darkness vanoggend in die gesondheid. Daar's miskien darkness by jou werksplek. Daar's miskien 'n darkness wat jy in jou lewe het. Maar ons hier sê, he gives life to darkness. Hy is vanoggend 'n problem solver. Hy wat hier gestap het met jou probleem. Jy hoef nie met hy probleme uit te stap nie. Kom ek sê vir, dit maak nie saak hoe jou siekte lyk. Dit maak nie saak hoe jou omstandighede lyk nie. Jesus is a problem solver. Maar die snaakste ding in die Bybelse tyd, het niemand vir Jesus gevra. Almal het hom gevra vir genesing. Hulle het hom gevra vir, maak my oë oop, gaan help my ma, dit. Maar niemand het hom gevra. Niemand het die Here gevra, Here seën my nie. Ek verbaas my om te dink in die Bybelse tyd dat niemand vir Jesus gevra het vir blessings nie. Kom ek sê vir, in die Bybelse tyd was daar baie arme mense. In die Bybelse tyd was daar baie mense wat behoeftig was. Armoede kom al van 'n ou tyd aan. Maar niemand in die Bybelse tyd het vir Jesus gevra, Here seën my company. Here seën my business. Here seën my career. Hulle het na die Here toe gekom, hulle sê, Here, ek het die probleem met siekte, ek het die probleem met die omstandigheid. Nou die snaakste ding van vandag se tyd. In vandag se tyd wanneer mense kom vir gebed. Hulle vra nie, Here, mense sal genesing, sal hulle prys gee vir 'n blessing. As jy vandag se kerke inkom en jy praat oor blessing en oor prosperity en oor mooi dinge, almal vlok daarna toe. En van die kom ek wys vir die ironie. Ek wil net vir hier die ironie wys van tyd en vandag. Vandag se tyd, mense sal nie kom en sê, bid vir my, laat ek kan regloop nie. Mense gaan nie na toe kom en sê, bid vir my, laat goedes kan regkom in my lewe. Bid vir my, want ek is blind in die een oog nie. Hy gaan het liewer prys gee en sê, bid vir my, laat ek 'n tender kry. Hy gaan liewer prys gee en sê, bid vir my, laat ek promoted kan word by die werk. Mense gaan in vandag se tyd is meer agter die bless. Hulle soek meer die blessing as die blesser. Maar ek is hier om vir julle te sê, hier het anders te kom. Want as jy die blesser kry, automatically gaan die blessing volg. Dit is die trouble. Wie hoekom jy elke keer terugkom vir gebed vir goede wat nie regkom by die werk nie, is because jy draai goede om. Kom ek wys 'n verhaal in die Bybel. Hier's 'n ou wat nie kon loop nie aan toets. Die man is krippel. Hulle gaan verwag Jesus gaan sê, jou been is genees, ek raak jou been aan, jou been is restore. Jesus draai alles om en sê, jong man, jou sondes is vergewe. So die Here sal moet werk andersom. Jy dink die Here gaan vir jou sê, been, wees herstel. Hy praat met die situasie. Because, wie kom sê so, daar is iets wat die jongman gedoen het, wat gemaak het hy met krippel word. En tydens wat hy gedoen het, wat hom krippel gemaak het, dit was sonde. Hy het miskien van iemand af gesteel, of het iemand seer gemaak, en hulle het hom geslaan of seer gemaak. Maar Jesus, hy praat nie met die plant nie, maar hy praat met die wortel. Hy sê, jou sondes is vergewe. Hy sê, en gaan en sondig nie meer nie, sodat iets erger nie met jou kan gebeur. Maar hier, die ouers, hulle bring nie hulle kinders na Jesus toe, want een van die kinders is blind. Hier, nie een van die kinders is blind nie. Nie een van die kinders het 'n defect, of die kind kan nie konsentreer nie. Ouers vra, Here, ons bring hierdie kinders na U, sodat U hulle kan sien. Hy is die ding van 'n ouer. Hy kyk nie net vir sy kind vir nou nie, maar hy kyk vir die future. Dis the thing, kom ek sê vir, die rede hoekom ek vandag hier kan staan.
en kan praat van die Here. My ma was wat sy was. Maar toe ek klein was ek eintlik in Sondagskool toe gedreig. Ek het gegaan hoe ek het lyk of hoe ek het nie lyk. En as gevolg van die saad wat hy het geplant was, deur die kind by die Sondagskool te dreig, dit was 'n saad wat geplant was. Hoekom ek sê vandag sade wat geplant word in kinders wat hulle groot is, kom manifest. Die sielkundige sê 99% van depression wat mense vandag het, word getrace na hulle se childhood toe. Nou wil ek jy volgende vra, wat is tipe huis? Wat is tipe environment gee jy jou kind? Want ek is hier om vir jou te sê, kinders, hulle leer nie deur dit wat jy vir hom sê nie, maar hy leer met example. Dit is 'n different ding om te sê moenie rook nie, en dit is 'n different ding om nie te rook nie. Dit is 'n different ding om nie te vloek en om nie te sê moenie vloek nie, because children learn by example. So hier kom die ouers, hulle kom tree in vir hulle kinders. Hulle sê, Here, ons wil hê U moet ons se kinders bless. Wat hulle voor vra is 'n blessing for the future. Sodat Here, hulle sê hulle weet dat as die Here nou sy hand op die kinders gaan lê, is hulle pad oop vir die toekoms. Want ek sê vir langs die pad, daar is drug abuse wat vir kinders inwag. Daar is prostitution wat kinders inwag. Daar's al die tipe temptations wat kinders wil vang. Kom ek sê, kinders word in die Kaap en al van 8 jaar af word hy 'n gun gegee en gesê gaan skiet. Dit is 'n saad wat al reeds van kleins af geplant word. Die kinders kom tree in, hulle sê, Here, al wat ons vra vir ons se kinders is dat hulle moet bless. Wat U vandag hier kom vra dit, toe U kind hier bring, was vir die blessing van God. Okay, ons bring dit en ons sê, right, as 'n ouer, as jy jou kind hiernatoe bring en die kind word ingeseën, is dit jou responsibility as 'n ouer. Hier word gevra, beloof jy dat jy die kind in die weë van die Here gaan grootmaak? En jy sê ja met die hulp van die Here. So dit beteken jy maak jouself eintlik vas. Jy kan nie Sondag as die kind met by die Sondagskool is, dan jy nou skielik 'n verskoning. Wanneer die kind groot word en die kind is 'n jong mens en die kind met by die jeug is, dan is jy nog verskoning en sê nee, my kind kan nie jeug toe kom nie. Die trouble is baie van die ouers is die rede hoekom die kind is wat hy is vandag. Kom ek sê vir jou in jou huis in, as jy die baas, jou kind kan nie vir jou sê ek gaan nie vandag kerk toe nie. Jou kind kan nie vir jou sê ek gaan nie vandag jeug toe nie. Jou kind kan nie vir jou sê as jy môre sê môre aanbid ons, kan jou kind nie vir jou sê ek gaan nie saam bid nie. Jou kind kan nie vir jou sê ek gaan nie kerk toe nie want ek het iets aan. In jou huis en as jy die baas, en die rede hoekom die community so deur mekaar is want die kind is die baas in die huise. Die kind sê vir die ma wat soek hy nie. Maar ek is hier om met ouers te praat en te sê neem jou plek in en wees die baas in jou huise. Sê vir 'n kind, in die huis word gedoen wat ek sê moet gedoen word. As ek sê bid, dan word daar gebid. As ek sê moenie vloek nie, dan word daar nie gevloek nie. Maar as 'n standaard wat ek set in my huis. Van ons was grootgemaak in standaards wat geset was met vloekery. Biere was normaal. In die oggend as jy opstaan, dan is 'n klomp bierbottels waar daar lê. Want die ouers het die hele aand geparty. Die kind kom sitkamer toe. Hy wil op TV kom kyk. As hy die TV aansit, is dit heerlike films. Maar die ouers sit. En vandag wonder jy, hoekom is die mannetjies so? En baie mannetjies wanneer hulle neergesit word en word gevra, hoekom is jy op draad? Dan sê jy, toe ek 11 jaar was. Kom ek sê vir jy, don't run away from your responsibility. Moenie jou kind wil chomie nie. Parent jou kind. Parent your child. Daar gaan 'n tyd kom. Kom ek stel dit so. Hier's groot mense. Daar gaan 'n tyd kom wanneer jy en jou kind 'n relationship gaan hê. Soos tipe van vriende waar hulle kan kommunikeer. Maar dit is op 'n latere stadium. Maar heiliglik, soos die kind nou klein is, nodig hy kind jou as 'n ma. Hy kind nodig jou in die kapasiteit van 'n pa.
Hoekom is jy so, maar pa, jy het my gelos dat ek doen net wat ek wil? Waarom is dat sy party van die meisies, hulle sê, ek het my pa rept aan my vingers. Ek is my pa se sagte punt. En dan op 12, 14 jaar staan my kind daar in. Sy swanger, because fathers are too scared. Maar kom ek sê vir die Bybel sê, God is die hoof van Christus. Christus is die hoof van die man. Die man is die hoof van die vrou. Die vrou is die hoof van die kinders. Dat is 'n orde. So as jy wil weet hoe om jou kinders te treat, dit begin die kind kyk op na die ma. Die ma kyk op na die pa. Die pa kyk op na Christus. En kom ek sê vir God in sy kingdom in, dat is orde. In God se huis en God se werke, dat is orde. Kom ek sê vir as ek die Here wil dien, moet ek orde hê. Ek kan nie gisterand getiep het en dronk was, dan kom staan ek vanoggend hier so. God se orde sê, loop reg. So as God orde het, beteken dit ek as die man moet orde gaan toepas in my huis. Ek moet God se orde toepas. Van ons in ons huise word dan nie eens gebid nie. Jou kind kom by die sonnaskool en hy ken nie eens gebed nie. Mense, dit is 'n skande. Dit is 'n belangrike punt vir 'n huisgesin om saam te kan bid. Net 'n bietjie die TV afsit en sê ons gaan hom bid, net vir 'n halwe uur. Een keer 'n week. Kom ons doen 'n Bybelstudie. Ek gaan vir 'n voorbeeld maak. Die goed dat ek hier sê is baie serieus. En dit werk. Ek gaan vir 'n voorbeeld maak. As jy die Wessels familie gaan kyk in Mulberry Street. Julle ken hulle, Joa, Carl, Reggie, Vona, Amisa. Kom ek sê vir julle. Hulle pa, toe hulle klein was, het hulle pa huisaltaar gehou in die huis. Wat dit beteken is, hy het klein kerkdienste gehou in sy huis. Dat was sy huisaltaar was het genoem. En wat gebeur dan sê die pa, oké Rosén, lees jy vandag vir ons skrif. Net die huisgesin. En lees Rosén die skrif. Maar vra die pa, nou wat verstaan jy oor die skrif? Nou word haar brein gedevelop. Die goede van God te verstaan. Volgende week sal hulle weer by mekaar kom en sê hulle nee, Amisa bid jy vir ons vandag. En ek sê vir jy vandag, deur die goede wat so simpel gelyk het, wat so eenvoudig gelyk het, nie een van die kinders is 'n draak-ediek, het probleme met drank. In feite, 2 van die broers is pastore. Die jong enetjie is in die jaker en die ander 2 is almal by die Here dien. Kom ek sê vir jy, wanneer jy tyding doen, bou jy 'n muur om jou huis. Wanneer jou kind is expose, wanneer jy by die universiteit kom, wat iemand vir hom gaan sê, proe net. Dat gaan nie lekker nie, maar proe net, rook net die ding. En ek sê vir jou, want sy kind tyding gedrink of gerook het, hy's hooked. Mense, ons moet begin die waarheid praat in die kerke. Dat die mense kan verstaan van waaraf kom die probleem. Die probleem kom van die wortel af. Julle sien, wanneer kinders se gaan vir rehab, na 'n paar maande val die weer terug. Ek kyk 'n dokumentary wat hulle doen in Mexico. Wanneer hulle die cocaine maak, die drugs gemaak het in Mexico, dan word dit in 'n groot warehouse gesit. Dan word al die top hekse word geroep. Dan word daar gebid oor hy drugs, dan word daar spels gemaak. So wanneer hy kind 'n drak in sy mond in sit, is dit 'n spirit wat hom possess. Dis hoekom hy elke keer relapse. Kom ek los dit. So when you pray and you teach your children the things of God, is dit 'n muur wat jy bou om jou kinders. Dit is 'n hedge wat jy bou om jou huis. Nou hierdie regte ding gedoen vandag, hierdie eerste regte stap gevat deur jou kind te bring na Christus om gebless te word. Dis die eerste regte stap. Maar dit stop nie hier nie. As 'n ouer het jy nou 'n responsibility. Kim het nou 'n responsibility om die kind in die weë van God groot te maak. Dit is nie net jou responsibility om die kind by die kerk uit te bring nie, maar dit is ook jou responsibility om die kind te leer wie is Jesus. Dit is jou responsibility om die kind te leer om te bid. Dit is nie die pastoor se verantwoordelikheid alleenig om die kind te leer van die woord van God nie. Maar jy as 'n ouer het 'n responsibility om die kind te leer wat is gebed, wie is Jesus,
Wie is die duiwel? Wat is die duiwel se werk? Min van ons studeer vir Satan. Hy het vir ons gestudie. En hy weet hoe om ons te vang. En kom ek sê vir soos hy vandag hierso sit. Satan ken vir jou, hy ken jou pa, hy ken jou oupa grootjie, hy ken dyne se oupa grootjie. Hy weet hoe hy jou vorige vaders het hy gevang. En hy kyk en hy sê, Kapie, jy moet nie dink jy gaan die ding jump nie. But there's one way to escape, en dit is deur Christus. Deur Christus kan ons, die hedges, wat ons se paans ingeval het. Nou hoor jy iemand sê, my pa het gesterwe op 60, my oupa het gesterwe op 60, nou kom jy ook en jy sterwe ook op 80. But there is a way out. There is a way out for your child. There is a way out. En die way is deur Christus. Die way out is om jou kind groot te maak in die weë van Jesus. Die way out is om responsibility te vat as 'n godvreesende man en 'n godvreesende vrou en 'n priester te wees in jou huis. Vra jy vanoggend, moenie jou kind stop wanneer jou kind eendag na die huis van die Here wil kom nie. Moenie jou kind stop as jou kind voel hulle wil jeug toe gaan of hulle wil die Here aanneem nie. Don't stop your child. Don't stop. Wat hier gebeur, ek is amper klaar. Die ouers bring hulle kinders na Jesus toe. Maar die kinders by Christus kom om nou gebless te word. Is dit Jesus se disippels? En vandag se tyd is die kerkmense. Is Jesus Christus se disippels wat die hele proceeding stop. Hulle sê, nee man, julle kan mos nie julle kinders hier naartoe bring vir blessings nie. Ja, maar wat soek julle? Nee, ons wil net die Here moet ons sê. Hulle sê nee, julle kan julle kinders hier naartoe bring vir blessings nie. Maar toe Jesus dit sien, sê Jesus, los die kinders. Want dit is aan sulkes wat die koninkryk van God behoort. Jy sê, wanneer jy 'n kind seermaak, is dit 'n baie gevaarlike ding wat jy doen. Want die Bybel sê, hy wat 'n kind seermaak, kan 'n meelsteen om sy nek vasmaak. Dan moet hy homself in die koning, en dan kan hy homself in die see gaan werk. So is Jesus oor kinders. Nou sê Christus, enigene wat die koninkryk van God aanvaar, moet dit aanvaar soos 'n kind. Soos 'n kind. So dit beteken, as ek die koninkryk van God wil beerwe, moet 'n kinderlik ook kom as 'n ouer. Even though you are a parent to your child, but when you come before Christ, nou kom jy kinderlik. Jy kom nie met 'n attitude voor die Here nie, want voor Christus is jy mos nou ook 'n kind. 'n Kind is 'n kind by jou, maar jy as ouer voor Christus is jy 'n kind. So in order vir jou om die ewige lewe en vir Christus te beerwe of te aanvaar, moet jy kom kinderlik. Ek is hier om vir te sê die koninkryk van God, die hemel, is nie vir groot mense nie. Die hemel is nie vir mense met attitudes nie. Die hemel is nie, sien die probleem met groot mense. 'n Groot mens is vandag as ek happy is, dan wil ek die Here dien. Môre as ek nie happy is nie, dan wil ek nie weer die Here dien. Maar 'n kind bly consistent. Die ding wat ons van kinders af kan leer is, kinders is consistent. Jy kan hom vandag slaan, net nou praat hy weer met jou. Maar van ons, wanneer die Here jou net 'n bietjie getigtig het, dan heb jy niks met die Here te doen en wees nie. Wanneer die Here net 'n bietjie deure vir jou toemaak, of net 'n bietjie vir jou goed te stop, dan gaan verkoop jy jou siel aan Satan, en jy join Illuminati, of jy hardloop oor kan die pad, en jy gaan kry sangomas. Maar ek sê vir baie keer, as dit nie bedlak nie, maar net die Here wat jou 'n bietjie tigtig, wanneer jy sy kind, wat God Job sê, even though you slay me, yet will I trust him. En dit is die verskil van 'n kind. Al tigtig God my, nog steeds sal ek submit, bly aan hom. Nou sê hy, die koninkryk van God is nie vir groot mense nie. Dit is nie vir mense met attitudes nie. Dit is nie vir mense wat vandag is hy so, môre change hy nie. Maar as iemand, ek bly by Christus, gaan ek deur die dood, bly ek by die Here. Gaan ek deur goeie tye, bly ek by die Here. I'll change my omstandighede, ek bly by die Here. Jy sê die ding van wanneer jy so 'n kind is, jy bly by God. I'll change whatever, jy bly vas. Wie wat maak groot mense? Hy het lang gebid vir 'n kar. Nou bless die Here om in 'n kar. Nou die attitude en nou change. Ek gaan nog nie weer na die kerk toe nie. Die kerk is nie op my lewe.
Hy is hoogmoedig. Nou sê Christus die koninkryk van God. Hy sê hulle wat vir hierdie koninkryk is, moet dit aanvaar soos kinders. The thing with a child, jy kan hom hoeveel keer slaan, hy gaan elke keer terugkom en sê, jy is my ma. Christus chastise you, omrede jy trap verkeerd, en nou draai jy rug op die Here, die goede werk nie vir my nie. Kom ek sê vir jy, as baie mense, omdat die Here hom gechastise het, kyk het 'n bietjie afgegaan van die pad af, toe die Here net so 'n bietjie, toe sê hy, nee man, ek moet ons laat van die bed lak. Toe gaan hulle oor kan die pad. Ja. Nou sê die Here, the kingdom of God must be received as children. As children. So wanneer jy by Christus kom, strip jy jouself as 'n kind. En jy kom voor die Here in nederigheid. Tot ewen wanneer jy bid, jy kom in nederigheid voor God. Jy kom in humbleness, jy sê ek kom verneder my voor U en ek kom bring hierdie situasie voor U. Die ander ding van 'n kind is sy geloof. Die ander ding wat ons moet kyk van 'n kind, a child's faith is unwavering. As jy vir jou kind gesê het, op jou verjaarsdag koop ek vir jou 'n rooi bicycle. Dit maak nie saak wat sê ouma nie. Oupa gaan kom en sê jou pa het nie geld nie. Maar sy geloof, my pa het gesê. Wie is daar? I'll change route en mense bel jou nie vir werk nie, maar jy sê nog steeds Christus het gesê. The unwavering faith of a child, dat wave nie. Al lyk die pa se finansiële goede kom nie reg nie, gaan hy kind sê, maar my pa het vir my gesê, wanneer ek verjaar. En hy is die trouble met groot mense. Groot mense wat lank op die feit kom, gaan sê, weet wat, ek is al lank op die pad, I have experience. Ek weet, baie keer as jy die Here iets vra, dan sê nee. Baie keer as jy die Here iets vra, dan gebeur dit nie. But when you receive the kingdom as a child, I'll change your circumstances. But you have that child like to say, even though ek nie die werk gekry het nie, het hy iets beter vir my. Even though ek nog nie kind het op die ouderdom van 35 nie, die Here het iets beter vir my. Even though niemand my wil trou op 40 nie, weet ek die Here is besig om my man te reserve. Even though ek nou nog met die voete loop, weet ek my kar is ewers. Even though my goed is nie regkom nie, en die mense sê hy is gebewitch, ek weet die Here het iets groot vir my instoor. Even though hulle my nie kyk nie, even though hulle nie belangstel nie, maar ek weet een ding, he's gonna turn my circumstance around, and there is child-like faith. That's why he says, die koninkryk van God kan aanvaar word soos 'n kind. Because of the childlike faith. Die geloof van 'n kind as hy honger is, sy geloof is so sterk, hy weet ek moet net huil, en melk gaan in my mond beland. So sterk is hy baba se geloof. Ek moet net nee, dat is aan melk in my mond. Nou sê Christus, receive the kingdom like a child. Believe man. Al lyk dit niemand bring jou melkbottel nie, maar lees stil daarso, because it's a sopata. Lees stil daarso. Moenie sangomas gaan soek nie. Moenie jou rug draai op die Here nie. Moenie voor, moenie agter kyk nie. Lees stil, because al jy moet weet, jou pa is op pad. Hy is op pad met jou provision. Hy is op pad met dit wat jy nodig het. Hy sê nooit sal ek jou verlaat. Nooit sal ek jou begewe nie. Al gaan jy ook deur die vuur. Al sê die dokters, dis op stage 4 cancer. Leef stil soos 'n kind, because healing is on its way. The kingdom of God is not for adults. Die is nie vir adults nie. Groot mense het altyd hulle eie gimmicks. Nee man, kom ek sê vir jou, jy sit met 'n groot tyd en sê vir jou, ek het experience man. Ek weet hoe werk jy goed. Ek het al die Here aangeneem in 1983. So moenie van my kom sê nie, wat? Christus praat nie net met die kind en die ouer nie. Ek meen, hier word nie net gepraat oor die kind nie. Maar hy draai dit om. Eerste praat hy sê, bring die kinders na my toe. Want dan sulkes behoort, sodat ons sal sê die hemel.
die koninkryk van God. En dit is so. Wie mens sê as 'n kind doodgaan, hy gaan hel toe. Hy kan ken nie van doodmaak. Hy kan ken nie van rape nie. Hy kan ken nie van jou masse. So al hierdie kinders, die koninkryk van God behoort aan hulle. They are still in the innocent stage. Maar vir my, wat nou al vir wie doodgemaak het en vir wie geverkrag het, as ek nie bekeer nie, gaan ek na 'n ander koninkryk. Daar's 2 kingdoms. So as ek nie bekeer nie, gaan ek na die koninkryk toe aan die kant. Daar by die landvrug, by Satan. Maar nou praat hy sê, die kindertjies, die koninkryk van die hemel, behoort aan die kinders. Nou draai dit om. Hy kyk die disippels en sê, en wie van julle nie my koninkryk soos 'n kind aanvaar nie, sal nooit daarin gaan nie. So wat beteken dit? Ek moet op 'n punt kom van my lewe, dan moet ek myself verneder. En sê, wie wat, ek weet ek het my kerk. Ek weet ek is 'n ryk man. Ek weet ek nodig niemand nie. Ek weet ek is die man wat sit op 'n troon. As ek iets het, dan gebeur het. Maar as jy praat van 'n kind beteken, ja, maar 'n tyd kom in jou lewe, maar jy moet afklim van jou troon af. En sê, ek erken, Jesus Christus is die Seun van God. Ek erken Jesus Christus het gesterwe vir my sonde. Ek erken sonder Christus sal ek nooit in die hemel ingaan nie. Kom ek sê vir vandag, sonder Jesus, ons almal se destinations is die ewige vuur, is die ewige hel. But when you humble yourself, die Bybel sê every knee shall bow. Every knee. Obama, Trump, Putin, every knee shall bow. Hy sê every tongue will confess. Op die dag wat daar bedoel is, as jy nie nou gaan erken, Jesus is God nie. Die dag waar dit op jou sterfbed is. Van die mense gaan dit in die hellenis. Jou slim, jy sê, ek sal my nie bekeer tot God, ek nodig hierdie. Die dag wanneer jy moet oopmaak. En sê, ek moes maar vir Jesus gevolg het. Every knee. Jesus verander die ding van 'n nou situasie af, waar die kinders bless vir hulle future. Maar terselfdertyd praat hy ook met ouers oor hulle toekoms. Hy sê vir ouers, soos wat ek nou die kinders gebless het vir hulle future, van hulle moet lawyers word, van hulle moet dokters word, van hulle moet whatever, ek het hulle gebless. Ek vra die ouers, maar kom ek sê vir julle, hoe lyk julle future? Want elke dag wanneer jy wakker skrik, is dit 1 stap naar aan jou graf. Elke dag. Ons is meer naby aan ons graf as wat ons verlede jaar was. Maar Christus praat oor die ouers, hy sê ouers, you have to receive my kingdom like a child. En die hemel, die ewige lewe, is nie bedoel vir groot mense. En ek is hier om vir te sê, moet nooit jou kind stop, maar jou kind die Here wil dien nie. Dis 'n saad wat jy vanoggend geplant het, die kind te bring, laat die kind moet geseën, ingeseën word. Maar terselfdertyd soos jou kind ingeseën word, moet nie by die huis sit en jou kind sonnaarskool toe stuur. Kom kerk toe. Lead by example. En terwyl jy dit doen, Kippie, is jy besig om ook jou future aan die ewigheid reg te kry. Ons is the future, mense. Die kerke praat nie oor die hemel en die hel nie. Wanneer daar gepraat word oor die hemel en die hel, dan raak die kerke leeg en mense wil nie kom nie. Mense soek net die eerste gedeelte wat met die kinders gebeur het. The blessing, the Lord bless you, the Lord keep you, cars are coming, steek jou hande op, prosper. But there's another future, and it's an eternal future. Wat Christus hieroor praat, hy sê kom ons praat oor die ander gedeelte. Kom ons praat oor die ander toekoms. En dit is die ewigheid. And they say in order for you to enter into this kingdom, you need to become like a child. Groot mense kan dit nie aanvaar nie. Ek sê vir ek kerk, groot mense, houding is ek het my eie kerk, ek het my eie huis, ek het my eie beliefs, my nie sê nie. But the Lord is talking to both. En ek wil vandag, wil ek iemand hierdie woorde los.
Die koninkryk van God is nie vir mense met groot mens attitude, my geld, my prosperity, my gesonde liggaam, it's for humble people. Wat erken, sê Here, ek het my met 'n purpose hier gebring. Ek gaan lewe vir U. Dit wat U wil ek moet doen, gaan ek doen vir U. Ek maak 'n decision om my rug te draai. Satan gaan my nie weer gebruik nie. Wat te lank het Satan my gebruik? Wees op baie ouers, Satan het jou so gebruik. Hy het jou kinders heeltemal opgemors. Hy het verskillende manne in jou huis gebring. Dan word die man pa genoem, dan is die man weg, dan word die man pa, hy het jou kinders opgemors, psychologically. Wat die paans, as vir sy kinders sê, hy is nou 'n man, hy's 'n boy. Jou kind opgemors. Kom sit met die manne, drink met die manne. And the Lord is calling parents into repentance and say, look into your future. There is a future for you. En dat is een van twee plekken. Een van twee plekken. Of in die hel, of met Christus. Daarom praat hy van sy koninkryk. Mense het hulle kinders gebring om nergens anders hy gesien hy promote sy kingdom nie. Hy kom net en sê, blinde man, jou oë is oop. Maar hierso sê hy, die koninkryk van God behoort aan die kinders. Daar is 'n ander skrif wat sê, vir iemand wat so goddeloos lewe en wat, a stillborn child would have been better than this person. En niemand van ons gaan eendag af voor kan kom en sê, Here, ek het nie geweet nie. And you hoor nou. And the Lord says, humble yourself, become like a child. Terwyl jy jou kind groot maak in die weë van die Here, terwyl jy jou kind Sondagskool en wherever stuur, let op yourself over. Let op yourself and receive the kingdom of God like a child. Amen. Jy daar sê, jy weet, jou sak is nog nie reg met die Here nie. Jou lewe is nie reg met die Here nie. Ek wil jou vanoggend challenge. Gebruik hierdie diens en maak jou lewe reg met Christus. People are dying, Kippie, elke dag. Mense kry pyn op die bors, mense kry kopseer. Mense gaan werk toe. Maar die hartseer ding is, wanneer jy doodgaan sonder Christus. En ek sluit vanoggend hiermee af. Satan se main doel, sy main job. Satan is 'n evangelis. Satan se purpose is om net siele te win. Nou wat doen hy? Hy gee jou geld, hy gee jou rykdom. Maar wat hy soek is jou siel. He's in a soul winning business. Maar draai vanoggend jou rug op Satan, man. Sê vir Satan, tot hier toe nie verder nie. Van hier af gee ek my lewe vir die Here en ek stap met hom. Change your life this morning. As nie een persoon wat kan sê, ek en die duiwel is so. Ons is dit praat. As ek eendag aan die hel kom, die duiwel het vir my 'n kwaai baag geprepare, hy het vir my 'n bed, hy het vir my wat, niemand nie. Jy sal alleen as jy daar kom en hy lag jou uit. Hy sê, jy was lekker dom op aarde. Jy dom gemaak met nice stemme, jy dom gemaak, noem jy. Maar die skrif sê, daarom sê die Bybel Matteus 10 vers 33, as jy jouself skam vir Christus op die aarde, gaan hy eendag skam vir jou. Don't postpone, man. Change your life. Ek sluit af vanoggend. Receive the kingdom of God. En as jy vanoggend hier sê, jy sê, bid vir my. Ek wil my lewe change. Ek wil die Here volg. Kom vanoggend, ons gaan saam die bid. Die Here seën. Amen. Prys die Here. Ons sê vir die Here dankie vir sy pragtige woord.